Hallo almal, welkom by Mathematics se video. Vandag gaan ons heelgetalle doen. Waarop gaan ons fokus? Ons gaan fokus op die optelling en aftrekking van heelgetalle en die vermenigvuldiging en deling van heelgetalle. Wat is heelgetalle? Soos wat jy in die eerste video van die channel geleer het, getalpatrone, weet jy dat heelgetalle is enige getal hoër of laer as 0. Heelgetalle is getalle wat nie 'n desimale getal is nie. Nou kom ons by die optelling en aftrekking van heelgetalle. Noot belangrik. As jy 2 positiewe getalle het, gaan jou antwoord dan 'n positiewe getal wees. As jy 2 negatiewe getalle het, is jou antwoord positief. As jy 'n positief en 'n negatiewe getal kry, sal jou antwoord negatief wees. En as jy 'n negatiewe en 'n positiewe antwoord getal het, is jou antwoord negatief. Jy gaan nou sien in die voorbeelde hoe hierdie eintlik werk. Maar hier is nog ietsie wat ek moet by sê. Jy kan die gebruik wanneer die tekens tussen 2 getalle nie geskei word met 'n ander getal of 'n maal of deel teken nie. So alles van hierdie positiewe getalle is positief, ja, die 2 positiewe getalle is positief en als van dit, jy kan dit gebruik wanneer dit nie geskei word met 'n ander getal of 'n maal en deel teken nie. Soos wat ek gesê het, julle gaan in die voorbeelde sien hoe hierdie werk. Voorbeeld 1. Soos wat jy nou hierso kan sien, hierso is 'n 7 plus hakkie minus 2. Nou weet jy, hierso is 'n positiewe getal en 'n negatiewe getal. Maar nou kyk jy na hulle tekens. Hierdie 2 tekens. Positief en 'n negatief. En jy weet ook hierso vooraan, hierso voor die 7 is 'n denkbeeldige plus, want dit is 'n positiewe getal. Maar wat het ek gesê? Jy kan hierdie gebruik as dit nie geskei word met 'n getal of maal en deel teken nie. En hierdie 7 is nou 'n getal, so jy kan nie hierdie plus nou gebruik nie. Maar hierdie 2 word nie geskei met 'n getal nie, maar dis 'n hakkie hierso. En hakkie tel nie, soos tel nie, jy skei hulle nie. So, kyk nou die plus en die minus. Nou kan jy sien, 'n positiewe teken en 'n negatiewe teken gaan vir jou 'n negatiewe antwoord gee. OK, nou doen jy soos hierdie. Jy vat hierdie positiewe en negatiewe teken, dan maak jy so 'n streepietjie vir negatief. Om jou te help, jy kan dit in 'n toets teken en ek het dit al my hele graad 8 jaar het ek dit so gedoen en dit help actually baie. Dit doen nou baie. Moenie bang wees om in jou toets te krap en dit nie. Dit moet net nog steeds leesbaar wees, maar jy kan dit doen as dit vir jou makliker is dit makliker. Nou sê jy hierso. 7 minus 2. Hierdie minus kom nie van hierdie minus 2 af nie. Hierdie minus kom van hierdie minus af. Dit is belangrik om dit te weet, dat daardie minus van hierdie minus afkom. 7 minus 2 is 5. En dit is jou antwoord. Nou kan jy hierso sien. Hierso is 'n positiewe 10, want hierso is 'n denkbeeldige plus, minus 10. Okay, en hierso is 2 hakkies. Jy kan nie hierdie plus gebruik nie, want hierdie plus word geskei met hierdie getal. So, nou fokus jy op hierdie minus en die minus. En wat het ek gesê? 'n minus en 'n minus maak 'n plus. So jy vat hierdie 2 en dit gee vir jou 'n plus. Dan sien jy so 10 plus 10. En soos by die vorige ene was dit net half coincidence dat minus 2 bly minus 2. Nou sien jy hierso is 'n minus 10 en nou is dit
'n plus 10, nie meer nie, minus 10 nie. Sien jy, hierdie plus kom van die plus af. 10 plus 10 is dan 20. Ok, nou lyk hy baie complicated. Nee, die gaat so moeilik wees. Hoorie, dit gaan nie moeilik wees nie. Ok, hierso is 'n denkbeeldige plus, so dit is 'n positiewe 15 plus minus 7, weer 'n plus en minus 19. Ok, ons werk nie met hierdie denkbeeldige plus nie. Ons gaan met hierdie plus werk en hierdie minus werk. Maar nou kan jy nie hierdie 2 gebruik nie, hierdie minus en die plus nie, want dit word geskei met hierdie 7. So, nou gaan jy aan na hierdie plus toe, en hierso is 'n hakie, hy word nie geskei nie, en dan 19. Kom ons gebruik eerder hierso nou 'n ander kleur. 19, 'n plus en 'n minus. Ok, nou kan jy so sien, hierdie plus en hierdie minus werk saam, en dit gaan vir jou dan 'n minus gee. Dan skryf jy jou minus daarso. En dan die 2, 'n positiewe getal, nee, dis 'n negatiewe getal, hoe kan hy hierso? Positiewe getal en 'n negatiewe getal bly negatief. Dan skryf jy jou minus tekenkie daarso. Nou sien jy, so kom ons kry net weer my blou uit. Nou sien jy, nou is dit 15 minus 7 minus 19. Hierdie minus kom van die minus af. Die minus kom van die minus af. En wat is 15 minus 7 minus 19? En dit is minus 11. Vermenigvuldiging en deling. Dis wanneer jy 2 heelgetalle of hakies met mekaar maal of deel. En dit werk presies dieselfde met hierdie. Dit verander glad nie met soos die optelling en aftrekking hierdie. Dit verander glad nie. Dit word dieselfde gebruik. Maar net bietjie anderste, maar julle gaan nou sien. Die vermenigvuldiging en deling kan vir jou half bepaal wat jou antwoord gaan wees. Waar optelling en aftrekking gewoonlik die teken verander, maar deling gaan nou half jou antwoord bepaal. Nou sien jy hierso. Hierso is 'n 6 maal 8. Hierdie hakies het nou hierso geen waarde nie. So daar staan net 6 maal 8. En dit is 48. En onthou, soos laas keer gesê het, 'n positiewe getal maal 'n positiewe getal is positief. Hierdie 6 is positief, hierdie 8 is positief. Albei saam gee vir jou 'n positiewe getal. En kyk wat is jou antwoord hierso, 'n positief. Vermenigvuldiging en deling bepaal jou antwoord. Nou sien jy dat hierdie minus 10 is in hakies en hierdie 34 is ook in hakies. En dan is hierso ook 'n maalteken. Ok, hierdie hakies het nou geen waarde hierso nie, so jy kan dit uithaal. Jy sien hierso is 'n negatief, soos hierdie 10 is negatief en die is positief, want ons het denkbeeldige plus. En onthou, hierdie vermenigvuldiging bepaal jou antwoord. So, 'n minus, kom ons skryf net hierso, 'n minus en 'n plus. Nou kan jy hierso sien. Hierso is 'n minus en 'n plus, en jou antwoord gaan dan minus wees. So, jou finale antwoord gaan dan 'n minus wees. Dan is dit minus 10 maal 34 is minus 340. Minus. Daar is jou minus en daar is jou minus. Cool, nee? Nou, kom ons by die ding. Wat kan jy onthou? Potmas. Jy doen eerste jou hakies. Hierso is jou hakies. So jy doen hom eerste. 5 maal 3. Wat is 5 maal 3? Dit is 15. Maar, waar kom hierdie maal? Ok, hierso gaan ek nou julle ietsie niets leer. Jy sien, hierso is nou jou positiewe 3 en hierso is hakies.
Ek het so erg daaroor gekrap. Soos jou hakkies. Hierso in die middel, is daar 'n teken? Nee, daar is nie 'n teken nie. En as 'n getal, soos nou hierso 3, en daar's 'n hakkie direk langs dit, is dit maal. Dit is maal. Altyd is dit 'n maal, as daar nie 'n teken is nie. Dis hoekom jy sê 3 maal 15. Maar kom en sê, hierso is dan 'n plus, gaan dit 3 plus 15 gewees het. Maar omdat daar nie 'n teken is nie, is dit 3 maal 15. En nou kan jy sien, nou moet jy maal verder doen. 3 maal 15 is dan 45. Nou kom ons by deel. Nou sien jy 8 deel hakkie 2. Hierdie hakkies het nou geen waarde hierso nie, so dit is 8 gedeel deur 2. En dis 2 positiewe getalle, so jou antwoord gaan positief wees, wat 4 is. Nou sien jy hierso 'n breek. 80 op 10. So, jy gaan nou hulle deel. 80 gedeel deur 10 is 8. En as hierdie breek bietjie complicated lyk hoe dit werk, gaan ek nou vir julle iets hierso wys, om dit bietjie makliker te maak. 8 gedeel deur 10, en dit is 8. So, jy vat jou eerste getal wat hier bo is, jou eerste getal, soos wat bo is, dan skryf jy hom hier so heel eerste. Omdat 10 onder is hy tweede, so hy kom tweede. 80 gedeel deur 10 is 8. Ok, nou sien jy nou hier ene. Ok, nou gaan ons die ondergetal los, nou fokus ons hierbo. Wat is 7 plus 8? Dit is 15. En nou fokus ons op die onderste getal. Wat is 3 plus 2? En dit is 5. So, nou skryf jy hierso 15 op 5. Kyk hoe cool lyk dit. 15 op 5. En dan gaan ons hierdie twee met mekaar deel. 15 gedeel deur 5 is 3. Onthou jy vir die eerste getal, dit is 15, en dan gedeel deur 5. Daar is hy. Nou kom ons by die gekombineerde vraag. So jy kan hierso pause en die antwoorde op 'n aparte papier skryf, en dan gaan ek julle nou die antwoorde gee. Ok, hierso is nou al die antwoorde. Ok, nou sal hierso nou 'n plus en 'n plus. Hierso is 'n denkbeeldige plus. Plus en 'n plus maak 'n plus, so daar staan 7 plus 7 en dit is 14. Dan is dit 3 plus 5 is 8. Ok, so nou sien jy hierso is 'n 7 minus en dan 'n 2, hierdie minus en hierso is 'n denkbeeldige 2. En dit gaan vir jou dan 'n minus gee, want 'n minus en 'n plus maak 'n minus. Maar hoekom is dit 'n 5? Onthou, die bepaal nie jou antwoord nie, so wat hierso nou basically staan is 7 minus 2 en 7 minus 2 is 5. Jy kry hierso 'n minus en 'n minus. 'n minus en 'n minus maak 'n plus, dan is dit 15 plus 6 en dit is 21. Nou fokus ons hierso op ons eerste antwoord. 15 minus 5 is 10, 2 bly 2, dan is dit 10 gedeel deur 2, dan is dit 5. So, nou doen ons eerste botmas, so dit is hakkies eerste. Dan doen ons deel eerste. 4 gedeel deur 2 is 2. Nou doen ons hakkies, 9 maal 2 is 18. Dan is 6 plus 18 is 24, omdat hierso nie 'n teken is nie, gaan dit maal wees. 5 maal 24 is 120. Nou kom ons by vraag 7. Nou fokus ons eers op die boonste getal. Nou 6 plus 9 is 15. Dan omdat hierso nie 'n teken is nie, dan gaan ons hulle maal. Dan is dit 2 maal 15.
Nou hierdie maltekenkie hierso hoef nie daarin te wees nie, maar hy kan. Maar ons doen eerste hakies. 4 minus 3 is 1. En dan is dit 5 maal 1. En dan 2 maal 15 is 30, 5 maal 1 is 5, dan 30 gedeeld deur 5 is dan 6.